Goeiemôre, is Jimmy Meyer hierso. Ons is nog steeds besig met die wapenrusting, dis nou die heel laaste gedeeltetjie. Dis hierdie vers 16, Efesiërs 6 vers 16, wat ook praat van die geloof waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Nou daai pyle van die bose is om vir jou te vertel, jy is nie 'n kind van die Here nie, hy is nie lief vir jou nie, jy het te veel sonde, jy is nie goed genoeg kind van hom nie, hy gaan nie vir jou voorsien nie, is al daai leuns wat die duiwel vir ons slinger. Waar ons kan sê, Jeteman, ek weet uit my geloof uit my ondervinding met die Here uit, het ek al ervaar, hoeveel keer hy vir my voorsien, hoeveel keer ons al in moeilike omstandighede was, wat hy vir ons deurkom. Daai ding dat ons moet weet dat God is altyd goed, ons kan dit getuig, sy planne werk nie altyd vir ons uit, soos wat ons het wil hê nie, maar dat hy goed is, en dat hy die beste weet, en dat hy weet wat ons nodig het, dit is so. En hy is in beheer, dit maak nie saak hoe erg dinge lyk nie, hoe dinge verkeerd loop nie, God is in beheer, en dan niks is vir hom onmoontlik nie. So daai geloof, jy moet weet dat jy weet, van wie jy dit geleer het, en wat jy geleer het, en dat jy daaraan kan vashou. Die volgende een is en neem aan die helm van verlossing, die swaard van die gees, dit is die woord van God. Die helm van verlossing, jy moet absoluut weet dat jy is 'n kind van die Here. Daar moet geen twyfel aan wees of jy 'n kind van die Here is nie, want die res van jou lewe gaan die duiwel jou probeer wys maak, nee, maar jy is nie 'n kind van die Here nie, en jy kan nie jou mond oopmaak vir die Here nie, en as die Here jou stuur na iemand toe, nee, maar jy kan nie gaan praat met daai persoon nie, daai persoon is miskien 'n groter Christen as wat jy is. So ons verlossing moet absoluut vas wees, dat ek weet, die Here soek nie capable mense nie, hy soek mense wat wil, wat bereid is om te gaan, en hy sê, dan sal hy die woorde in jou mond lê, wat jy moet sê. En dan die woord is absoluut die skietgoed wat ons het, selfs toe Jesus in die woestyn deur die duiwel versoek is, het hy vir hom woord geskiet, en vir hom gesê, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. En die duiwel is slim genoeg, hy weet ek wat in die Bybel staan, hy haal ook uit tekste wat daar geskrywe staan, so hy ken die Bybel, maar hy verdraai die woord, en so ons moet die woord ken, dis nie 'n ding van, ek moet die Bybel lees nie, dis ek wil die Bybel lees, ek wil meer van die Here weet, ek wil weet wie hy vir my wil wees, en dat hy, en daar's nie 'n faset in jou lewe wat hy nie hier in hierdie woord oorskryf nie, ons kan maar net gaan soek, en die Gees maak sy woord altyd nuut, so jy sal nooit hierdie woord klaar gelees kry nie, daar sal altyd weer iets niets vir jou daar uit die woord uitkom, so ons moet die woord ken, sodat ons die woord kan deurgee, en die regte woord opkom in jou gedagtes vir die regte omstandighede en vir die regte tyd. En dan die laaste gedeelte is bid vir die heiliges, by elke geleentheid bid in die Gees
juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Dat ons moet bid vir elke een wat die woord uitdra. En jy wat die woord uitdra, as jy ooit op 'n punt kom waar jy dink, jette man, nou, is ek daarom 'n fantastiese kind van die Here, dan is jy alweer in die moeilikheid. Hoe nader ons, die Here is die lig, en hoe nader ons in die lig kom, hoe meer skyn die lig nog op ons donker kantjies wat ons het. En hoe meer kom jy maar net agter, jette, daar's nog soveel dinge in my lewe wat uitgesorteer moet word. So ons moet bid vir elke een, of vir die heiliges. Die heiliges is mos nou almal wat kinders van die Here is, maar vir al mense wat die woord uitdra, moet ons in ons gebede hou, sodat hulle staande bly en in die waarheid van die Here kan loop. Amen.